die heiligmaking gaan ons nog daarby kom, wat 'n fenomenale ding is. Ek weet nie of julle al Tobin se goed is toe al begin kyk nie. Ja. Ons het nou, toe ons enige kyk, wat hy praat van, daar's kennis en daar's gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid is om te doen wat Christus beveel het. En ons gaan sien, ons gaan vandag doen roep, soos wat ek gesê het. Aanvanklik was die gedagte dat die weg van saligheid begin by hoor. Maar daar's 'n fenominale gedeelte wat ons vandag gaan doen, waar die weg van saligheid begin by God wat ons roep. En daar's 'n baie belangrike rede hoekom dit in God se woord genoem word, waarom die weg van saligheid begin by God wat roep. En in kort, en dit sal ons nou sien, is die belangrikheid daarvan, daar's twee antwoorde. Die een is, as God nie ons roep nie, dan gaan ons nie die weg van saligheid bewandel nie. Dis God se genade dat hy ons roep om die weg van saligheid te bewandel. Die tweede ding wat belangrik is, en dit is dat omdat dit van God kom, omdat die roeping van God kom, is ons totale saligheid is genade. En dit is deur hom wat ons die weg van saligheid aan ons gebied word. En die effek daarvan is dat ek dan nie kan roem nie. Ek kan nie sê, ek is so oulike ou, kyk hier al die goeie goed wat ek doen, en daarom is ek kind van God. As dit nie vir God was, wat ons kom roep het, wat ons hart kom verander het, was die totale weg onmoontlik. Dit is so goed soos, jy ry op 'n pad, en daar's 'n brug. Daai brug is die roeping van God. As daai brug nie daar is nie, is daar 'n rivier, daar's nie 'n manier wat ek die res van die pad kan gaan. Die roeping van God is die brug wat oor die rivier gaan, wat my pad begin. En dis waar die weg van saligheid begin. Deur God wat roep, en die fenominale deel van ons, gaan ons nou sien. Die eerste een is God wat roep. Openbaring 3 vers 20. Nou, baie van ons ken dit. En dit is hoekom al daardie prentjies, al daardie gedeelte van, en wat ons sê van God klop. Hy klop aan die deur van ons harte. En ons moet oopmaak. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe, en ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Hoor net die pragtig, die weg van saligheid, nee? Dit is nie net een element. Dit is 'n paar dinge wat op mekaar volg. Dit is logiese stappe wat op mekaar volg. Wat gebeur? Dis Jesus wat in ons harte kom klop. Dis van sy kant af wat hy doen. Nie omdat ek oulik is, nie omdat ek ryk is, nie omdat ek slim is, nie omdat ek mooi is, nie omdat ek enige iets is. Hy kom en hy kom roep ons, hy kom klop in ons harte. En dis nie hy kom in en hy breek in en woeps, daar is hy nie. Hy kom klop. Want wat moet ek doen? Ek moet oopmaak. En ons het oopgemaak. Ons het vir God gesê, hier is ons. Ons maak oop. Ons wil hê, jy moet inkom, want wat doen ons? Ons hoor. Dis die God wat klop, dis die eerste stap. Dis God wat ons roep. Dis daai klop van Jesus wat hy ons mee roep. En wat is dan die volgende? Ons hoor. As iemand my stem hoor. Nou, die korrelasie tussen hoor en roeping. Hoor is deel van roeping. Want God roep ons ook.
deurdat ons hoor. As iemand vir ons die evangelie bring, as iemand vir ons kom preek, dan hoor ons. Dan hoor ons die woord van God. En so is hoor, is deel van roeping. Maar God roep op verskillende maniere, dit gaan ons ook sien. God roep op verskillende maniere. Maar op die ou einde van die dag is die hoor gedeelte om sin te gee aan al hierdie maniere waarop hy roep. Hy roep ons deur die krag van die natuur, maar as die evangelie nie vir ons gebring is om vir ons te kom verkondig die kruisiging, die betekenis, die krag van God, dan het ons net die natuur en ons verstaan nie die saligheid en ons verstaan nie die evangelie. As ons byvoorbeeld net pak sla kry in ons lewe, maar daar's nie iemand wat vir ons kom sê, luister, jy kry pak sla in die lewe, maar is God wat jou tugtig, want hy wil hê jy moet bekeer. En dis waar hoor inkom. Hoor is die verkondiging van die evangelie, dis die verkondiging van die boodskap van God, dis die roeping na bekering, maar die sinvolle roeping wat ons kan verstaan. Dit is wat hoor is. So hoor is die eindresultaat, dis daai, as jy die ysberg het, is hoor, is die gedeelte wat jy kan sien, dis die merkbare gedeelte. En aan daai merkbare gedeelte, weet ons, daar's 'n groot ysberg wat onder die water is. En daai groot ysberg onder die water, dis God se roeping. Maar daardie roeping manifesteer in ons lewe, deurdat ons hoor. En daai hoor is die evangelie wat vir ons gebring word. Daar's verskillende maniere wat God roep, maar op die ou end van dag gaan dit oor die evangelie wat ons moet hoor. En wat is hierdie is, hy sê, as jy my stem hoor, en die stem hoor, word opgevolg en die deur oopmaak. So met ander woorde, dis God wat roep, Jesus klop, ek hoor sy stem, en daai hoor is die gelykenis van die saaier, het ons 'n ou wat hoor, maar nie verstaan nie. So die hoor moet dan weer gepaard gaan met jy luister. Luister veronderstel 'n aksie wat gehoorsaam is. As ek vir my kind sê, luister, tel op jou speelgoed, dan het hy my gehoor. Maar hy luister wanneer hy dit doen. En net so het ons God roep, hy klop in ons harte, en as ons hom hoor, hierdie hoor, is eintlik in effek luister. Want hierdie hoor het reeds die aksie wat ingesluit is, hy hoor, en hy reageer daarop, want wat doen hy? Maak die deur oop. En daar die deur oopmaak, is wat jy jou volle oorgawe gee aan Christus. En dit is waar die bekering kom, en wat jy die evangelie vat. Jy maak hom oop deur te glo, jy maak hom oop deur te bekeer, en jy maak hom oop deur die doop. So dit is hierdie oopmaak, het weer 'n paar ander stappe, wat op ander plekke verduidelik word. Maar die kronologie, en die effek daarvan, word hier verduidelik. Goed, en dan sal ek ingaan na hom toe, en saam met hom maaltyd hou, en hy met my. Want wat gebeur ook? Nou is ons het nou geglo. Ons het die woord gehoor, en ons ontvang die woord, en ons vat die woord, hy klop, ons maak die deur op, hy kom in, ons ontvang die woord, ons glo, ons bekeer onsself, ons word gedoop, ons ontvang die Heilige Gees, en nou kom woon sy Gees in ons. En dis anders as met die Ou Testament. In die Ou Testament, voor die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster, het die Gees van God kragtig geword op mense. Ons lees wel van Johannes die Doper, waar die Gees van God met hom was. En die Gees van God was met klomp mense gewees, met profete was die Gees van God met hulle, en die Gees van God het vaardig geword op hulle. Maar in die Nuwe Testament, wanneer ons bekleed word met Christus, dan kom woon die Heilige Gees binne in ons. Hy woon binne in ons. Hy is nie meer net met ons nie. Hy word nie net meer vaardig oor ons nie. Hy woon in ons. En hy lei ons, en hy oortuig ons van sonde, geregtigheid en oordeel. Openbaring 3 vers 20 sê, Jesus nader tot ons, maar ons moet hoor. En daardie hoor impliseer luister.
En ons moet doen, ons moet oopmaak, ons moet glo, ons moet bekeer, dan kom hy en bly saam met ons. OK. Die volgende gedeelte wat ons sien is dat die roeping van God is uit genade. Genade impliseer, dit is niks wat ons doen nie, dit is niks wat ons is nie. Dit is suiwer God se barmhartigheid, sy goedheid, sy liefde, sy guns, sy dat hy barmhartigheid is dat hy gee dit vir ons sonder verdienste. Aan die ander woorde, ons verdien niks daarvan nie. Dis nie dat ons enigsins iets gedoen het of iets is dat ons dit kry nie. Dit gaan alleen uit genade. En die effek daarvan is, dit ontneem ons van alle roem. En die woord wat hierdie roeping mee gepaard gaan, is die woord uitverkiesing. Dit is met ander woorde, hier is 'n klomp name in 'n hoed, en ek kies een van hierdie name uit. Hier is 10 mense wat hier staan, en ek sê vir jou, kom, ek kies jou uit. 9 staan daar, ek kies 1 uit. En dit is wat God doen. En daardie uitverkiesing is bloot genade. En hierdie uitverkiesing is voor die grondlegging van die wêreld wat God al uitverkies het. Maar ons sal sien wat is die foute wat daar ook gemaak word met die gedagte van uitverkiesing. 1 Korintiërs 1 vers 18 tot 31. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. OK. So wat het ons hier? Ons begin net daar. Dit gaan oor die woord van die kruis. Dit is wat ons hoor. Die hoor gedeelte gaan oor die evangelie. En die evangelie gaan oor die woord van die kruis. God roep op verskillende maniere. Hy roep op tugtiging. Hy roep op wonderlike goed wat in jou lewe gebeur. Hy roep op wonderwerke. Hy roep op fenomenale goed wat in jou lewe gebeur. Hy roep deur engele. Hy roep deur teëspoed, hy roep deur krisisse, hy roep deur tugtiging, hy roep deur armoede, wat ook al, 'n naby dood ondervinding. Dis alles goeders wat God deur roep. Maar al daardie goed gaan nie vir jou die sinvolle betekenis gee. Jy gaan nie die weg van saligheid verstaan as dit nie deur die woord is. En al hierdie dinge moet afgesluit word met die woord, want dis deur die woord wat ons die weg van saligheid ontdek. En dit sluit die kruis in. Hier sien ons weer eens, die weg van saligheid word beskryf as dis die weg wat ons moet volg as ons gered word. Waarvan word ons gered? Ons word gered van die ewige verderf. Ons word gered van ons sonde. Ons word gered van ons ou mens. Ons word gered van ons ongeregtigheid, van ons ongehoorsaamheid. Dis die dinge waarvan ons gered word. En wat staan hier? Hier het ons een enkele moment, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Met ander woorde, die wat nie gered word nie, die wat nie die weg van saligheid bewandel nie, vir hulle is hierdie woord, hierdie dinge wat hulle hoor is dwaasheid, want hulle verstaan dit nie. Want God het nie hulle harte verander nie. Maar vir ons wat gered word. Hoekom? Want ons is uitverkies. En omdat ons uitverkies is, het God ons harte verander, sodat ons die woord kan hoor. Sodat die woord nie vir ons dwaasheid kan wees nie, inteendeel, die woord val net vir ons oop. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en verstand van die verstandige mense tot niet. Nou goed, baie mense sê, ja, maar jy sien, as jy geleerd is, dan het jy moeilikheid. Of as jy kennis het, moenie kennis versamel nie. Moenie slim wees nie. Weet, daai professor, dis inderdaad so, as jou kennis nie gepaard gaan met God wat jou hart aanraak, dan beteken jou kennis niks. Want jy kan kennis hê soveel as wat jy wil, maar as jy nie in gehoorsaamheid
handel nie, het jy nie vrug nie. Vrug beteken nie om kennis te hê nie. Vrug dra beteken om in gehoorsaamheid te lewe. Jy kan meer fokus op gehoorsaamheid en minder op kennis. Maar kennis is belangrik want dit help om jou standvastig te hou. Dit help om jou gehoorsaam te gee, want waaraan is ek gehoorsaam as ek nie die woord van God ken nie? Maar dis waar heiligmaking kom. Ek groei in kennis en omdat ek in kennis groei, nou weet ek beter wat is God se wil in my lewe. En as ek begin in die pad van heiligmaking, ek is nou wedergebore, ek is gedoop, ek het die Gees ontvang en hier loop ek nou. Maar ek het nog baie van my eie gedagtes. Ek het nog baie van my tradisie. Ek het nog die Satan met sy demone wat nog probeer om my terug te wen met geweld. Maar ek het ook die Gees van God wat in my praat, maar ek is nog verward. Want ek weet nog nie, wanneer is die gedagte van myself, wanneer is die gedagte van God, wanneer kom die gedagte en van bloot uit tradisie, wanneer is die gedagte van die bose, en wanneer is dit die Heilige Gees wat in my praat. En dis waar die woord van God kom, en dis waar die kennis van God kom, want die Heilige Gees sal nie vir ons iets leer teen sy woord nie. So die woord gee vir ons daardie standvastigheid, daardie beginsels waar binne ons kan wandel, dat as ek iets hoor, dan is die heel eerste toets daarvan, is dit in ooreenstemming met God se woord, want die woord van God is vir ons krag. Goed, maar die persoon, die wyse mense, daar die Grieke, wat fenomenale wysheid gehad, fenomenale logika, maar hulle die bal gemis. Want hulle logika, hulle wêreldse logika, was nie goddelike logika. Hulle wêreldse wysheid was nie goddelike wysheid nie. Hulle wêreldse verstand was nie goddelike verstand nie. En die woord is daar vir ons, is krag en wysheid vir ons wat gered is. Maar die hoekom? Want God het ons hart verander. En dan maak dit vir ons sin, maar as God nie jou uitverkies het nie, en God verander nie jou hart nie, dan verstaan jy dit nie, dan kom die voels, en hulle pik het op. Waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak? Want aangesien in die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie. Ok, so, ons kom nou by die wonderlike gedeelte, maar die wêreld was wys. Daar het jy skrifgeleerdes, jy het fariseërs, jy het priesters, jy het owerpriesters, dis manne wat in die woord delf. Hulle het die skrif gedelf, hulle het kennis gehad, hulle het wysheid gehad. Hulle het nie eens nodig gehad om Grieks en Hebreëus te leer nie, hulle het dit sommer gepraat. As jy nou gaan teologie swaat, dan moet jy nou eers Grieks en Hebreëus nog leer, as jy 'n predikant wil. Maar daai ouens het die skrifte bestudeer. Hierdie ouens was fenomenale geleerde mense. Maar hulle het die bal gemis. Want hulle was nie uitverkies nie. En God het nie hulle harte verander nie, daai brug was nie daar nie. Hulle het kennis gemaak, hulle het met hulle karretjies, het hulle donuts gemaak, en hulle het gereis soos hulle wil, en hulle het klompaaie gevat, maar hulle kon nie die weg van saligheid bewandel nie, want hulle was nie uitverkies nie. En daarom kon hulle dit nie verstaan nie, want as God nie jou hart verander, sodat jy sy woord verstaan nie, is jou woord, is die woord vir hom dwaasheid. Paulus het daar gegaan na die Grieke toe, en toe hy begin praat van die opstanding van die dode, so ja, nou het ek alles genoeg. Ja, kom vertel maar 'n ander dag vir ons weer. Hoekom? Want hulle harte is nie oopgemaak. Want hulle het gehoor, maar hulle het nie verstaan. Want hulle is nie harte gegee om te verstaan. Goed, want sê ons, want aangesien die wysheid van God, die wêreld deur die wysheid van God nie geken het nie. Die wysheid van die mense het God nie geken nie. Het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. So met ander woorde, dit het God behaag
Dis nie uit ons eie uit nie, dit was God se besluit, dit was sy wil, dit het hom behaag, dit was vir hom lekker gewees. Dit was vir hom lekker gewees om die dwaasheid van die prediking wat die mense gesê het, daai belaglikheid wat julle glo. Deur daai belaglikheid kom vir ons die redding. Vir die wat glo. Weereens, ons het nou gesien die woord red en geloof red. Want dis deel van die weg van saligheid. Maar ek kan nie sê, ja, omdat ek nou die woord gehoor het, daarom is ek gered. Met ander woorde, omdat ek in die kerk sit, nou hoor ek die woord, en ek hoor die woord, elke Sondag hoor ek die woord, en nou is ek gered. Nee. Ons sien hier sal reeds, jy moet dit hoor. Dis God wat jou moet roep, jy moet dit hoor, en dan is die volgende stap, jy moet dit glo. Want dit help nie, jy hoor die woord, maar jy glo dit nie, en ons glo nie die krag nie, ons glo nie die woord regtig nie. As daar staan, wat Jesus vir hulle sê, gaan en lewe soos wat ek vir julle beveel het, gaan doen wat ek gedoen het, dan lees ons en ons lees die wonderwerke wat Jesus gedoen het, en ons sê ja, Jesus was kragtig, hy was die seun van God, fantasties, kyk al die wonderwerke wat hy gedoen het, maar ons glo nie dit regtig. Ja. Ons glo nie regtig dat hy vir ons gesê het, julle moet dieselfde gaan doen nie. Ons glo nie regtig dat hy vir ons gesê het, my gees woon in julle en julle sal nog meer doen as wat ek gedoen het. Ja. So ons glo dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dis maklik. Ons glo dat Jesus die seun van God is, dis maklik. Maar glo ons regtig God se woord? Glo ons regtig die beloftes? Abraham het gewandel in wat God vir hom gesê het en hy het op die beloftes het hy gereageer. God het vir hom gesê, ek gaan vir jou 'n land gee en hy het getrek. God het vir hom gesê, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, besny jouself en hy het dit besny. God het vir hom gesê, ek gaan nog steeds vir jou 'n nageslag gee, maar gaan offer vir Isak en hy het geglo God sal voorsien, want hy glo die belofte van God. En elke keer het sy geloof was bevestig. Maar as Jesus vir ons sê, luister, jy gaan en maak disippels en gaan dryf duiwels uit, glo ons dit? Glo ons dit as hy sê, gaan maak mense gesond, glo ons dit? Gaan bid ons met die geloof om iemand gesond te maak, jy gaan nou gesond word. Want Jesus het vir my daai krag gegee en sy gees woon in my wat vir my daardie krag gee. Of het ek net so algemene geloof wat ek net so 'n vryvloei stelsel het. Want okay, ek moet glo, nou glo ek. Ek glo dat Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het en nou het ek ewige lewe. Maar ek glo nie sy woord nie, ek glo nie sy beloftes nie. Ek glo nie die krag van die Heilige Gees wat in my is nie. En ons glo daai dwaasheid nie, maar dit was in hulle kultuur gewees. Die dwaasheid wat die wêreld sê dwaas is ons krag. Dit is ons krag, dit is wat ons red. Die woord red ons, die geloof in die woord red ons, in die beloftes van God. Maar dis nie net die woord nie. Dis nie net die geloof nie. Hierdie woord en hierdie geloof is deel van die weg van saligheid. Maar as dit ontbreek, as jy nie glo nie, maar jy laat jou doop, is dit niks nie. As jy nie die woord hoor nie, hoe kan jy glo? En as jy nie uitverkies is nie, dan kom jy nie by glo nie. Goed, vers 22. Want die Jode vra 'n teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en 'n dwaasheid vir die Grieke. Maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God. Alright, weereens, hier is dit, maar vir die wat geroep is. Met ander woorde, God roep ons. Hy roep ons op verskillende maniere, maar deel van hierdie roeping, deel van daardie spitsbergie van die roeping is die hoor, en dis die evangelie. En daardie evangelie is Christus wat gekruisig is. Nie die onderhouding van die wet nie. Dis 'n Nuwe Testament. En die onderhouding van die wet, ja, daar is nog steeds onderhouding van die wet in die Nuwe Testament. Maar daardie onderhouding van die wet is nie meer die letter van die wet nie, dis die gees. Inteendeel, dit was nooit die letter van die wet nie.
Want Jesus het gekom en gesê, dit help nie julle onderhou die letter van die wet, maar julle verstaan nie die gees van die wet nie. Want julle sê, ja goed, ek mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir jou, as jy in jou gedagtes, as jy die gedagte het, het jy dit klaar gedoen. Ek sê vir jou, julle sê jy mag nie jou broer doodslaan nie. Goed, nou onderhou ek die wet, want ek pleeg nie moord nie, maar ek sê vir jou, as jy nie jou broer lief het nie, het jy hom klaar gedoen, het jy hom klaar doodgemaak. Met ander woorde, Jesus het voor die Nuwe Testament al aangebreek, het hy reeds met die koninkryk van die hemele, die koninkryk van God, het Johannes die Doper en Jesus het die gees van die wet, die onderhouding van die gees van die wet verkondig. Nou kom die Nuwe Testament, nou is die boodskap, maar luister, selfs die onderhouding van die gees van die wet, is nie daar vir die saligheid nie, want jy kan dit nie doen nie. Jy het nie die vermoë om uit jou eie uit die gees van die wet te onderhou nie. As jy gekruisig is saam met Christus, en jy het gesterf saam met Christus deur die doop, soos Romeine 6 sê, dan, en jy staan op as 'n nuwe mens, dan kan jy, bekleed met Christus, kan jy die wet vervul. En jy kan die wet onderhou, want sy gees woon in ons. Ja. En ons kan dan stryd teen die sonde. Ons is nie meer diensknegte van die sonde nie, ons is diensknegte van Christus, maar ons is nie eers meer diensknegte nie, want ons is nou sy vriende. En as ons sy vriende is, en ons is nie meer diensknegte nie, want 'n diensknegt weet nie wat sy Heer sê nie, en weet nie wat is die dinge wat met sy Heer aangaan nie, maar 'n vriend weet wat dit is, en hy het vir ons alles bekend gemaak, wat die Vader aan ons bekend gemaak het, en daarom is ons sy vriende. En omdat ons sy vriende is, daarom woon sy gees ook in ons. En die gees van die Vader woon in ons. En daarom is ons nie meer diensknegte van die sonde. Ons het wel die sondige vlees, waarteen ons stry. En daardie sondige vlees maak ons swak, sodat die bose kan kom en ons kan aanval op ons sondige vlees. Daardie vlees wat geneig is tot sonde, nie sondige vlees nie, die vlees wat geneig is tot die sonde. Maar ons is heilig in Christus. Nou, ons is heilig in Christus, en ons kan heilig lewe, en ons moet heilig lewe, want as jy kind van God is, sondig jy nie. Ons is nie sondaars. Ons is geheiligde kinders van God, wat sondaars was. Eerstens sien ons, dis geroep, maar vir die wat geroep is. So, daar is ook 'n onderskeid tussen hoor en roeping. Roeping is ook, hoor word ingesluit by roeping, maar hoor is die evangelie, want wat verkondig ons? Christus wat verkruisig is. Dis die gedeelte wat jy moet hoor. Dis die kern van die evangelie, is dat Christus vir ons, want wat is die verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament? Ons het dit al gedoen, maar in kort. Die Ou Testament was daar offers, en die Nuwe Testament is ook offers. Maar die kruisiging van Christus is die vervanging van die totale offers van die Ou Testament. Want Christus het eenmaal ingegaan, die volmaakte offer, en hy het homself gegee as offer, en hy is nie net die offer nie, maar hy is ook hoëpriester wat by die Vader is, en wat vir ons versoening doen vir ons sondes, waarvoor hy vir ons aan die kruis gesterf het, as offer. En dit is die kern van die evangelie wat verkondig word, en en dit is die krag van God en die wysheid van God. Dis die krag wat ons red. Dis die wysheid van God wat ons red. En wat is wysheid? Wysheid is die toepassing van kennis. En jy kry wêreldse wysheid, wat fenomenale, jy kry kennis van die wêreld, en jy kry goeie toepassing van die wêreld. Jy kry ou wat baie suksesvol is in wêreldse terme. Maar goddelike wysheid is dat jy die regte kennis het, en jy dit op 'n goddelike manier toepas, dat dit tot voordeel is en tot opbou is van die koninkryk van God. En nie tot verheerliking van jouself, of tot verryking van jouself, of tot uitbouing van jou eie koninkryk. En dis die verskil. Wanneer ek na 'n kerk toe gaan en ek sit daar, hoe is dit die uitbouing van die koninkryk van God? As ek sit en ek vermeerder my kennis, hoe is dit uitbouing van die koninkryk van God? Wat se krag is daar in my lewe? Wat se krag is daar van God wat in my lewe vergestaal?
Ek kan miskien goed doen, ek kan miskien goed doen vir mense. Maar wat help dit as ek vir 'n ou brood gee, maar ek gee nie vir hom die brood van die lewe nie? Wat help dit as ek vir mense miskien 'n R10 gee wat langs die pad is en hy gaan koop vir hom 'n kwart bier daarmee? Maar ek gee nie vir hom die brood van die lewe nie. Daar's niemand met wie ek die evangelie deel. Want ek leef nie my disippelskap uit. Dan het die woord van God nie vir my krag geword nie. Hoekom? Want ons ontvang nie daardie woord nie. Ons ontvang nie daardie kragtige woord van disippelskap nie. Ons hoor net, jy moet kerk toe kom. Dis nie Christendom om net kerk toe te gaan nie. Christendom beteken dat ons 'n volgeling is van Christus. Dis 'n disipel van Christus. Disippelskap is die ware godsdiens. Goed, en dan is dit, ons sal dit ook sien, maar ek noem dit nou al, hier staan dit, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke. Israel was die uitverkore volk van God, is nog steeds die uitverkore volk van God. Maar die genade van God, en ons sal daarby kom, het ook gegaan na die heidene toe, die nie-Israeliete. Ons is nie deel van Israel nie. Ons is nie genealogies deel van Israel nie. Ons kom uit die Germane uit. Die Germane is nie afstammelinge van Israel nie. En ons is Europeërs. Ons is Wes-Europeërs, om nog meer presies te wees. Ons is Wes-Europeërs, want daar's ander soos daar's Franke, daar's Saksers, daar's Germane. Ons kom basies, ons voorouers kom uit Frankryk, Duitsland en Nederland en Skandinawiese lande. Dit is basies waar ons voorouers vandaan kom. En die Germane het baie gewissel en Franke en die Saksers het baie gewissel. En dis waar ons vandaan kom, en dit is nie van Israel nie. Daar kon miskien van die verlore stamme van Israel kon daarin beweeg het. Maar dis nie, ons is nie van, ons kan nie, watter stam is ons van? Baie ons weet nie eers wie sy oupa grootjie is nie, maar nee, ons is van die stam van Juda. En daar's niemand wat van die stam van Gad is. So, die punt is net, hier is dit baie duidelik. Hierdie gedeelte sê, maar vir die wat geroep is Jood, sowel as Griek. Dis vir Israel sowel as die heidene. En daardie heidene wat geroep word, is nie Israeliete. Want ons sien byvoorbeeld later wat hy sê, ja, maar die heidene moet hulle nie laat besny nie. Nou, hoe as jy deel is van Israel, kry jy die opdrag om jou nie te laat besny nie? Is dit net die stam van Juda, hulle moet hulle laat besny, maar die res van Israel moet hulle nie laat besny nie? Nee. Die heidene wat daar gepraat van word, is nie Israeliete. Jy kry Israeliete en nie Israeliete. En Israel is nog steeds die uitverkore volk van God. En hulle gaan nog weer herstel word, en ons kom daarby ook. Die punt is net, hierdie gedeelte praat daarvan, en ons kom later spesifiek daarby. Okay. Want wat dwaas is by God is wyser as die mense, en wat swak is by God is sterker as die mense. En dit is God het 'n ander maatstaf wat hy mee uitwys. Sy maatstaf is nie ek kies die rykstes uit, ek kies die slimstes uit, ek kies die mooistes uit, ek kies die vinnigstes uit, ek kies die hardwerkendste uit, ek kies die vernaamste manne uit nie. Nee. God neem nie die persoon aan nie, hy vat die ouens wat geestelik sterk is. Selfs nie eers, hy vat selfs geestelik gering is en bou hulle op in die geloof. Ja. Want wat dwaas is by God, ek meen, om op te staan uit die dode, vir die Grieke is dit belaglik. En die Jode soek krag, hulle soek 'n teken. En daar so is Jesus en hy word doodgemaak. Ag, wat 'n swakheid. En hy wat doodgemaak word, wat is ons wat ons was mekaar se voete. Jesus het sy disippels se voete gewas. Dis die krag wat in daardie nederigheid lê. Die krag wat in sagmoedigheid lê, wat sagmoedigheid is wat is soos 'n leeu mannetjie wat hy welpie so dra. Daai ongelooflike beheerste krag. En dit is sagmoedigheid. Dit is nie kragteloos. Nederigheid is nie kragteloos.
maar dit is om vir God alle eer te gee. Dit is om te weet, my krag is in God. En daarom, omdat my krag in God is, en my vergelding is in God, en my beskerming is in God, en God sorg vir my, daarom kan ek enigiets vat wat na my kant toe kom. En dis die krag van God. En dis swakheid by die mense. As ek my vyande lief het, dis mos nou absurd. As ek vir iemand gee wat van my vra, dis mos nou belaglik. As ek voluit lewe vir God en myself totaal en al onderwerp aan God, dit is mos nou absurd vir 'n ou wat narcissisties is, wat net vir homself lewe. Maar vir ons is dit krag. Dis waar ons krag begin. Ons krag begin in totale vernedering voor God. Vir daai ou is dit belaglik. Dis dwaas. Hoe kan jou krag begin waar jy jouself verneder? Want let op julle roeping. Weer eens, ons word geroep. Dis stap 1. Broeders, julle is nie baie wyse na die vlees nie. Nie baie magtiges, nie baie edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. En wat onedel is in die wêreld en wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot nie te maak. Sodat geen vlees oor hom sou roem. En dis die krag van die uitverkiesing. En dis die boodskap van die uitverkiesing. En die uitverkiesing is sodat dis nie ek nie. Jy is 'n kind van God. Ek is 'n kind van God en jy is 'n kind van God. Nie omdat ek enigstens iets verdien. Want God het eers na ons toe gekom om ons te kom roep. So ek gaan nie roem daarop. Ek gaan nie spog daarmee dat ek is 'n kind van God. Ek is gedoop. Ek het tot bekering gekom. Ek het geglo. As dit nie God was wat dit in ons gewerk het deur sy roeping nie. As hy ons nie eers geroep het nie, was hierdie nie moontlik nie. Het daai brug nie bestaan. Right. En weer eens, as ons sien hier, God gebruik ander maatstawwe. Ja. En dis hoekom hy ook later sê, en ons gaan daai gedeelte in Jakobus kom, wat hy sê, moenie as 'n arme in jou gemeente inkom sê, jy's 'n arme, jy hoort nie hier. Ek het gister met 'n vrou gepraat, wat na die kerk toe gegaan het, en toe hulle vir haar gesê, nee maar luister, hier's nie plek vir armes nie. Smaak. Wel, die punt is net, God het ander standaarde. Ja. En moenie omdat 'n ou arm is, of omdat 'n ou nie 'n vername is nie, of omdat, dit maak nie saak, wat se wêreldstandaarde daar gestel is nie. Kyk verby dit. Want dis nie hoe God oordeel. En ons moet leer om soos God te word. Right. In ander woorde, en wat onedel by die wêreld en wat verag is. Want die wêreld verag, daai boemelaar, daai ou wat niks werd is. Ja. Om wat iets is tot nie te maak. Sodat geen vlees voor hom sou roem nie, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en verlossing. Daarom soos geskrywe is, die wat roem het in die Here roem. Dis dit. Ja, ons roem. Ons roem dat ons gered is. Ons roem in die kruis van Christus. Ons roem in die roeping van God. Hy het ons geroem, daarin roem ek. Ek is trots daarop. Ek is 'n kind van God, maar nie uit myself uit. Ek het fenominale talente, dis God wat dit vir my gegee het. Ek het fenominale vermoëns, prys God. Ek het rykdom, dis God wat dit vir my gegee het. Ek is pragtig, prys God, dis hy wat my gemaak het. Ek roem in die grootheid van God. Ek roem in Christus wat vir my aan die kruis gesterf het. Ek roem in sy gees wat in my woon. Ek roem in die
liefdevolle, barmhartige, liefdevolle God, my hemelse Papa wat vir my sorg, wat my gaan haal het, wat my in 'n tronk gaan sit het, sodat ek moes hoor, want ek wou nie hoor nie. Wat my gered het van die verderf, ek roem daarin. Maar ek roem nie dat ek enigiets iets daarvan gedoen het nie. Ek roem nie dat ek 'n oulike ou was nie. Ek roem nie dat ek iets gekry het, of iets is, of iets gaan word, omdat dit ek is. Dis alles God se genade. En die totale weg van saligheid is God se genade. Selfs waar hy sê, maak die deur op, sê ek klop en maak die deur op. Daai wat ek die deur oopmaak is God se gees wat in my werk. Want ek is uitverkies. Goed. Nou, hierdie gedeelte sê, as ek deur God geroep word, dan word die evangelie krag en wysheid vir ons. Die teenoorgestelde moet ons dan ook hoor. Met ander woorde, as ek nie deur God geroep is nie, dan is sy evangelie nie vir my krag en wysheid nie. So as God my nie roep nie, dan verstaan ek nie sy woord nie. Sy woord is nie vir my kragtig nie, en sy woord is nie vir my wys nie. Daarom is die woord, die roeping van God, gaan dit vooraf. So, in die eerste plek, word ons geroep omdat dit God behaag. Dis vir hom lekker. Dis vir hom lekker om ons te roep, en dit is 'n besluit van sy kant af, wat niks met ons te doen het. Tweedens is die woord krag van God vir die wat gered word. In ander woorde, die woord is die hoor gedeelte van die roeping, wat ons die evangelie hoor. En die prediking lei tot glo. Want net die roeping van God sonder die woord verstaan ek dit nie. Wat moet ek glo? As ek nou hierdie krisis in my lewe het en iemand kom nie en sê vir my, maar dis omdat jy nie hoor nie. Dis God wat jou tugtig. Dis hoekom hierdie dinge in jou lewe gebeur. Dis waar die hoor gedeelte moet inkom, en die hoor is die uitvloeisel van God se roeping. En daardie hoor is deel van die evangelie. Die evangelie maak ons vry. Die evangelie red ons, want die evangelie uit kan ons glo. Maar dit is God wat dit die verstaan daarvan in ons hart sit. Dis God wat ons uitverkies het. En die die deel van die weg van saligheid, ek kan nie glo as ek nie gehoor het. Hierdie roeping van God is nie die enigste. Met ander woorde, omdat God my geroep is, nou is ek gered. Dis nie net een deel nie. En dis waar die mense die fout maak. Die uitverkiesing, daar kan nie sê, omdat ek nou uitverkies is, nou is ek gered. Maar dis onafhanklik, dis alleen. Uitverkiesing gaan saam met ek hoor. Want as ek uitverkies is, mense sê, ja, nou is ek uitverkies, nou is ek 'n kind van God. Dis inderdaad so. Uitverkiesing is net soos genade, die hele proses is genade. Maar uitverkiesing maak dat ek hierdie totale proses gaan voldoen. Want as ek geroep word en ek hoor nie, as ek geroep word en ek maak nie die deur oop nie, as ek geroep word en ek glo nie, dan is ek nie uitverkies nie. Dis soos om te sê, weer eens die gebeeld van die koffie, as jy koffie en water het, en ek gooi nie die koffie en ek gooi nie die water, dan kan ek nie sê, dis koffie nie. Ja. As ek net die koffie ingooi en ek het nie die water nie, kan ek nie sê, dis koffie nie. Net so kan ek nie sê, ek is uitverkies, maar ek glo nie. Net so kan ek nie sê, ek is uitverkies, maar ek wil my nie laat doop nie. Ek is uitverkies, maar ek vorder nie op die pad van heiligmaking nie. As jy uitverkies is, bewandel jy die weg van saligheid. Want ek gaan gered word, omdat ek uitverkies is. So, nou, ek deel, hierdie roeping van God is deel van die weg van saligheid. Want ek kan nie glo as ek gehoor het nie, en ek kan nie hoor as ek nie geroep is nie. En as ek geroep is, maar ek het nie uitverkies nie, is daar geen effek.
So God kan my roep, ek het hierdie tugtiging wat ek kry, ek het hierdie swaar wat ek kry, maar daar's niemand om dit vir my te verduidelik nie, daar's niemand by wie ek hoor, daar's 'n korrelasie tussen hierdie goed wat in my lewe gebeur en die ongeregtigheid wat in my lewe is. As daar nie iemand is wat vir my die evangelie verkondig nie, dan kan ek nie die pad van heiligmaking, dan kan ek nie die weg van saligheid begin nie. Ek kan nie die weg van saligheid bewandel nie. En dit is waar die mense die fout maak met die uitverkiesing deur te sê, hulle maak van die uitverkiesing een enkele moment. So nou is ek uitverkies, nou is ek reg. In plaas daarvan om te sien dat ek is uitverkies om die totale weg van saligheid te bewandel. Dis wat uitverkiesing is. Uitverkiesing is nie dat ek woeps, God het my gekies, nou is ek reg. Dis inderdaad so, maar wat dit beteken is nie, God het my uitverkies, dis sy besluit en ek is reg nie. Dit beteken, God het my uitverkies en nou bewandel ek die weg van saligheid. Want jy kan nie uitverkies wees en effekloos gelaat word. Dit is om te sê, ek sit die ketel aan, maar die water kook. Om die ketel aan te sit beteken dat die water gaan kook. As ek vir jou vra, het jy die ketel aangesit? Kom ons sê die elektrisiteit is aan en al die ding is ingeprop en alles is reg. En ek vra vir jou, het jy die ketel aangesit? Jy sê vir my ja. Dan beteken dit ek verwag die water gaan kook. Maar as ek vir jou sê, ja, die ketel het aangesit, maar eintlik beteken ek die water gaan nie kook. Dit maak nie sin nie. Ja, net so, uitverkiesing beteken, jy kan nie sê ek is uitverkies, maar daar's geen effek nie. Die uitverkiesing, die boodskap van die uitverkiesing is dat ons nie moet roem nie. Dis die boodskap van die uitverkiesing. Die boodskap van die uitverkiesing is, dis nie jy wat oulik is nie, dis God wat dit eerste in jou begin het. Maar as jy geroep word deur God, maar jy is nie uitverkies nie, gaan daai, het jy nie 'n brug nie. Uitverkiesing beteken dat jy is uitverkies deur God om hierdie totale weg te bewandel, want jy is kind van God. Right. Ja goed, hier het ons gedoen van die wyses en die armes, en dat God het ander maatstawwe, en die boodskappe van die uitverkiesing is dat ons nie moet roem nie. Hoekom kan ons nie roem nie? Dan is alles genade. Ja. Maar hierdie weg van saligheid is genade. Dis nie net die uitverkiesing wat genadig is nie. Dis nie net God wat ons roep wat genadig is nie. Dis ook genade dat ons die deur oopmaak. Dis ook genade dat hy inkom na ons toe. Die totale weg van saligheid is genade. Die totale weg van saligheid is gehoorsaamheid. Die totale weg van saligheid is om in heiligheid voor God te lewe. Die totale weg van saligheid is die wil van God, die plan van God.